In die taal wat my ma gepraat het, praat hulle van groot sport. Andrew Poelman vandag saam met ons op Kletskompas om te gesels oor die letterlik en figuurlike groot sport van die afgelope naweek. Hallo en welkom by Kletskompas. Ek is Irene Marie van der Walt en ek gesels vandag ook saam met Ogitu Craig oor die nuutste nuushooftrekke in vandag se Republikein. Bly ingeskakel. Ogitu Craig saam met my in die nuusstoel vandag. Ogitu, ons weet reeds wie is Republikeinse kikkie kompetitiewenner van die maand, maar ons mag nog nie sê nie. Wow, okay. Ek weet nie of ek hom nou daar gewaar het nie. Ek sal maar môre in die Republikein moet uitvind. Ja. Het gewen. Ogitu, dan is daar ook 'n wen vir 'n tradisionele gemeenskap hier in Namibië. Ek glo een wat geweldig al gesukkel het. Ja, die Komanin is 'n gemeenskap wat eintlik hier in die hoofstadse gebied in die Komastreek tuis is. En hulle soek al lank grond wat glo gedurende die apartheidregering van hulle afgevat is. Wat nou gebeur het is 'n geskiedkundige ooreenkoms met die huidige eienaars, die Roos-familie. Okay. En wat is dit wat hierdie ooreenkomste so moeilik maak? Ek meen, dit is mos nou maklik om te sê apartheid is verby, kom ons gaan terug na hoe dit moet wees, tradisioneel. Wat maak dit so moeilik? Kyk, hierdie families het natuurlik die grond gekoop by iemand iewers. En oor die dekades tussenin is daar baie geld bestee. Die plaas is ontwikkel, daar is infrastruktuur opgesit. So daar is belegging, maar ook verbintenis wat gevorm word. Mense in jou land, al bekom jy nou hoe die land. So daar is altyd, dit is glad nie maklik om so verandering in plek te stel nie. Ons weet nou natuurlik nie wat is die besonderhede van hierdie ooreenkoms nie. Maar blykbaar sal dit daarom die talle grafte van hierdie gemeenskap se oorlede leiers ook insluit, miskien besoekregte of ek sal maar moet sien. Maar die feit dat daar 'n ooreenkoms is, ek dink dit is 'n goeie verwikkeling. Ja, en hopelik een wat die weg sal baan in die toekoms vir ander gemeenskappe om ook weer toegang te kan kry tot hulle voorvaderlike grond. En ek dink 'n baie belangrike stap na 35 jaar om 'n verenigde Namibië te skep. Waar ek lyk soos jy nie en ek eet dieselfde kos en ek luister dieselfde musiekie, maar ons is tog al twee Namibiërs. Ja. So gepraat van Namibiërs, hierdie keer Namibiërs en hulle dinge. Die ministerie van Omgewing en Toerisme het gesê mense moet daarvan wegbly om selfies te neem saam met gevaarlike diere. Hoekom het ons waarskuwing nodig hê? Ja, nee, dom bly dom. 'n Krokodil is mos niemand se speelmaat nie. Al is hy beseer. En wie weet, ek verstaan hierdie spesifieke krokodil was met 'n kar het hom oorgery, maar dit beteken nie dat hy krokodil het veel skade opgedoen in daai voorval. Hulle is maar taai diere. En mens trek nie sommer 'n krokodil se stert, veral nie vir 'n selfie of 'n video nie. Jy sal oorkom. Ja. Soos hierdie persoon oorgekom het. Dis ook eienaardig om krokodil interaksie in Omusati streek te kry. Maar die hele wêreld is nat. Dit is iets wat ongewoond is hier in Namibië en daar sal moet aangepas word. Beslis, en hulle sê as jy dom is, moet jy voel, en daai foto lyk nog asof hy gevoel het. Hy het gevoel, ja, so My hou meer toch gevoel kop, asseblief. Maar asseblief, as jy dom is, gaan jy voel, ek Los die beloof. selfies, los die selfies.
Okay, en dan die groot storie hieronder. Die Namibiese polisie het bevestig hulle gaan 'n ondersoek doen oor 'n klag, 'n hoë profiel klag van verkrachting. Glo iemand van 'n hoë status wat 'n minderjarige meisie herhaaldelik na bewering verkragt het. Ja, is 'n baie hoë profiel want dit is ons nuwe minister van landbou, water, grondervorming. Ja. En kyk, daai is almal baie kwessies wat baie na aan die harte is van alle Namibiërs. Dit is kernkwessies. En meneer McAlbert Ngari is kort aangestel as die minister verantwoordelik daarvoor. En nou kom dit na vore dat daar 'n polisieondersoek ingestel is. Dit is, ek voel 'n bietjie hartseer dat hierdie hele storie ontbloot is deur gemeenskapsaktivis meneer Amusheleno wat dit op sosiale media bekend gemaak het en toe is dit bevestig deur die hoof van die polisie. Sou moes dit nie vooraf ontbloot gewees het en dan kyk ons moet kyk wie ons met hierdie groot verantwoordelikhede vertrou. Ja. Ja, want daar is dit is moontlik om baie van ons vrede te onderbreek met verkeerde bestuur. Ja. As dit kom by water, Ja. as dit kom by grond, as dit kom by landbou. Ons nodig iemand wat ons kan vertrou. Ja. Maar elke persoon is onskuldig tot hulle skuldig bevind is. Ja. Maar dit bring ook weer die vraag dat net omdat jy 'n minister kan vertrou, beteken ek dink dit is tog belangrik dat mense ook voel hulle kan 'n minister vertrou. Nie net okay, ja, hierdie persoon is eerbaar, hierdie persoon is wat ook al. Ek dink dit is belangrik dat ons volk, ons nasie vertroue het in 'n minister. Nie net okay, ja, sure, hulle is eerlik, okay. Ek dink ons moet ook daardie persoon as geloofwaardig sien en ag. Ek stem saam, maar ek moet ook uitwys dat die grootste bome van die meeste wind. Baie van ons nuwe ministers is splinternuut. Ons ken hulle nie van 'n kant af nie. En daar is jaloesie in die wêreld. Mense tree op in maniere wat nie eerbaar is nie. So ek dink daar mense kan nie ook altyd onmiddellik sê dat dit lyk dit is soos dit lyk nie. Ja. Maar die feit dat daar wel 'n polisieondersoek van stapel gestuur is reeds laas jaar November maand. Ons is nou amper in April, môre is April. So ons hoop maar die polisie kan vinnig en deeglik hulle werk doen. Ja. Sodat geregtigheid kan geskied. Asseblief. Of dit nou skuldig of onskuldig is, daar's natuurlik nog die voornemens van onskuldigheid. So ons sal maar later weer gesels op Let's Kompas. Om my punt te beklemtoon, die Komanin se volgende stap in terme van daai grond is om vir hierdie minister McAlbert Ngari te gaan sien. En dan te kyk wat sê die regering. So hy sit in 'n belangrike pos. Belangrike pos beslis. Baie dankie Ogeto dat jy by ons was. Dit was Ogeto Greig in die nuusgesprek. Andrew Poelman sluit nou by ons aan. Hey, ons sien julle volgende naweek in Windhoek. Ons kan nie wag nie. Dit gaan mal wees. Dis 'n malstad daai en ons gaan dit breek. En nou 'n vinnige blik op die weervooruitspelling vir môre. Op Katima Mulilo word 'n minimum van 19 grade Celsius en 'n maksimum van 32 grade Celsius verwag. In Windhoek 'n minimum van 18 grade Celsius en 'n maksimum van 28 en in die ooste op Gebabes 'n minimum van 20 grade Celsius en 'n maksimum van 30 grade Celsius.
Op Swakopmund word 'n minimum van 16 grade Celsius en 'n maksimum van 18 grade Celsius verwag. Op Arnhamsvlei 'n minimum van 22 grade Celsius en 'n maksimum van 33 en op Rehboth 'n minimum van 18 grade Celsius en 'n maksimum van 29 grade Celsius verwag. Welcome to Namibia, where adventure meets tranquility. With Enjoy, you have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy. Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures. Visit us today at enjoy.my.na. Net ook Media Hub se sportverslaggewer is tans in die kletstoel om met ons die sportoomblik vir die naweek te deel, as ook 'n hele paar ander sportoomblikke, maar eers die belangrikste, die groot wenner, die groot hoera. Andrew, hoe gaan dit? Dit gaan goed. So vertel vir ons, beloof ek kan praat, vertel vir ons van jou sportoomblik vir die naweek. Ja, is nie 'n byeenkoms wat ek bygewoon het nie, maar dit was dan nou ek het gaan vir die boks wat daar by die katholieke saal daar in die Middelstad was. So 'n boks-event van AC Boxing, die promotor Ims Moses, so in die hoofgeveg hierso, Flame Nangolo van Namibia, 23-jarige bokser. So hy het geveg vir die superveergewig WBO Afrika titel teen vegter van Ghana. As jy na die twee manne se rekords kyk voor die geveg, so Flame Nangolo was op 12 gewen, niks verloor nie, en 4 uitklophoue, so nie 'n baie hoë persentasie van uitklophoue nie. Die ander man was so, ek dink 30 jaar oud, 20 beroepsgevegte gewen, 17 uitklophoue en 2 verloor, met punt 2 gevegte wat hy verloor het met punte. Is nog nooit uitgeslaan nie. Sy laaste 9 gevegte in 'n ry gewen. So ja, ek weet nie hoeveel mense natuurlik baie noodwendig geld op die Namibia sou gesit het nie, maar ja, soos ons gesien het, so in die 3de ronde het hy daar met die uitklophou vorendag gekom. So nuwe WBO Afrika kampioen, ja, titel wat Namibia nou ingepalm het. Goeie prestasie vir die jong ouetjie. Ja, sy promotor wat hom hoog aanslaan en so, dink hy kan ver kom in die sport. In die voorgevegte, ja, was dit ook Namibiërs wat gewen het. Ja, mense kritiseer so 'n bietjie van hulle opponente van Zimbabwe en van Malawi meestal. Ja, ouens wat maar nie baie goeie rekords het nie, wat ook al. So maar ja, Walter Katondokwa wat sy geveg gewen het in die ligswaargewig klas. En dan die 2 weltergewigte, Harry Simon Jr. en Joel Shinima, wat ook hulle gevegte met uitklophoue gewen het, of tegniese uitklophoue wanneer die skeieregter dit gestop het, of die opponent het gesê, okay, nee, ek dink ek is eers klaar. Sorry ouens. Okay, dan was daar ook sokker hierdie naweek gewees. Yes, groot sokker, so die MTC Maris beker, so 'n prysgeld van 1.5 miljoen Namibiese dollar wat daar op die spel was. Ja, die wenner vat alles, so geen prys vir tweede nie. African Stars teen Young African, so daar sien ons die wendoel wat Wally Stefanus behaal het vir African Stars. Hierdie 2 spanne ook goed geplaas aan die Debmarine Namibia Premier Liga. So Young African wat daarso sal moet probeer wraak neem of ja, kyk hoe ver hulle daar kan kom. Ja, dis maar 'n bietjie 'n redelike nuwerige klub. So ek dink ja, groot oomblik vir African Stars. Ja, baie bly dat hulle die titel gewen het en die prysgeld, uitklopkompetisie basies tussen al die Premier Liga klubs gewees, van die vroeë rondes wat ook op Mariental gespeel is en by die kus dink ek, en so 'n bietjie uitgesprei oor die land.
So 'n goeie toernooi. Ja, daar was ook individuele pryswenners gewees, so wat al twee spelers van African Stars, ja, die beste doelwagter van die toernooi, daar sien ons Mervin Kasetura, beste doelwagter in die toernooi, en dan die speler van die toernooi, Mbakonja Chaikika, ook van African Stars, hulle het elkeen weggestap met 20.000 Namibiese dollar so as 'n beloning. Jy het gesê die groot prys is 1 hoeveel? 1.5 miljoen vir die klub. Sal maak dat ek wil begin sokker, of selfs net R20.000, dis sal maak dat ek begin sokker speel. Waar kan ek speel at? En dan so nog 'n bietjie speler het, ek dink nie dit was 1.5 miljoen op die spel nie, maar daar was club rugby ook die naweek. Ja, so 4 wedstryde gespeel, natuurlik die vorige naweek wat dan nou gekanselleer was, uitgestel is tot die 31ste Mei, toe daai naweek waar daar so 'n bietjie voorspellings van groot reën was. So die manne was terug op die veld, die wedstryd wat ons uitgesaai het was die een in Kommersdal. Western Suburbs sou daar gewen het met 15-7 teen Grootfontein. Ja, dit was bietjie moeilike omstandighede geweest. Die veld was baie nat reeds voordat die span op die veld was. So ons het daar van die 3 wat ons natuurlik kan wys van wat Western Suburbs gedruk het, en dit was die wedstryd wat ons uitgesaai het. Ja, 15-7 die eindtelling daarso, net 3 punte in die tweede helfte, rustyd was reeds 12-7 gewees in die guns van Western Suburbs. Western Suburbs het 2-3 gedruk en Grootfontein net 1. Ja, Grootfontein wat die vorige naweek ook aan die wenkant was, Grootfontein wat waarskynlik gereken het hulle 'n goeie kans om die wedstryd te wen, maar dit het toe nou nie vir hulle so uitgewerk nie. Ons het ook aan al die tellings van die 4 wedstryde waar gespeel is. Wanderers het ook gewen hulle wedstryd 46-24 teen Unam. Dis die 2 spanne wat laas jaar in die finaal gespeel het. So daar sien ons dan Kudus wat hulle wedstryd op Walvis Bay ook gewen het 26-7 teen Rehoboth. Rehoboth se eerste wedstryd van die seisoen, die eerste naweek was hulle af. En dan die 2 spanne wat onderaan die puntelys was, Rio Falcon, maar dan gewen het op Rehoboth teen Dolphin. En dan kan ons gou kyk na die puntelys van hoe die sake nou lyk in hierdie Premierliga. So FNB Kudus en FNB Wanderers wat albei hulle eerste wedstryde gerieflik gewen het en so 'n bietjie van 'n voorsprong het daar op die puntelys. Western Suburbs het nou 5 punte. Hulle en Rio Falcon het elkeen -3 gekry omdat hulle 'n bietjie laat was met die indiening van hulle spelers se registrasie. So hopelik Suburbs wat dan nou eintlik 8 punte kon gehad het, maar hulle is nog steeds stewig geplaas in die top 4 om dan in hierdie stadium een van die posisies vir die semifinaal in te neem. Ja, en dan kan ons miskien net vinnig kyk ook na komende naweek se wedstryde. Wie speel teen wie? Soos nou klink, NTV sal dan die wedstryd op Rehoboth gaan uitsaai, Rehoboth teen Western Suburbs. Die ander wedstryde dan op Swakopmund, Dolphin teen Wanderers. FNB Grootfontein het 'n tuiswedstryd teen Rio Falcon en dan nog 'n wedstryd in Olympia by United. Kudus wat dan van Walvis Bay af daar gaan kom speel. Okay, so ons het 'n paar besoekers hierdie naweek, maar daar was ook 'n Namibiese span wat besoek het aan Nigerië vir cricket. Yes, die Namibiese onder 19 span, hulle is besig met hulle kwalifiserende veldtog vir volgende jaar se Wêreldbeker. Hulle het reeds 2 wedstryde gespeel in daai toernooi. Daar is 6 spanne betrokke. Dan maar weer dat dan nog 4 wedstryde oor het. Of 3, ja. So die eerste wedstryd hulle dan baie bietjie skrik op die lyf gejaag is. Nigerië wat hulle so bietjie skrik gemaak het. Dan maar weer wat net 133 aangeteken het en Nigerië wat sterk op pad was om daai wedstryd te wen. En dan maar wat toe uiteindelik daarom dit reg gekry het om hulle te choke of hulle keel toe te druk, kan jy sê. En hulle almal uithaal vir 123.
So van die spelers wat daar uitgeblink het, Max Haingu, hy het as die laaste kolwer ingekom, Namibia wat in daai stadium net 89 lopies op die telbord gehad het, en so daai laaste golfpaar van Namibia wat dan 'n goeie vennootskap van 44 lopies opgestel het om Namibia se telling dan so 'n bietjie hoër te stoot tot 'n totaal wat hulle kon verdedig. Daar was Max Haingu daar in beeld. So hy 22 nie uit nie aangeteken, en hy het ook dan die laaste paaltjie geneem in sy toe Nigeria nog net so 'n paar lopies gekort het. So die speler van die wedstryd wat daar aangewys was Erik Lindveld. Hy het 10 bilbeerte gebou, 5 leeg, 2 vir 22. So goeie balsyfers vir hom gewees, en hy is dan in daai wedstryd as speler van die wedstryd aangewys. Die ander wedstryd wat nou maar weer toe Saterdag gewen het was teen Sierra Leone. Dit was 'n bietjie makliker geweest, maar Namibia daar gewen met 46 lopies. Namibia se telling 161 almal uit. Die kaptein daar in beeld, Faf du Plessis of François du Plessis. Hy is daar as speler van die wedstryd aangewys vir sy veelsidige bydrae van as bowler het hy 2 vir 22 gevat in sy 10 bilbeerte, en as bowler het hy ook 32 lopies aangeteken van 61 balle af. So Namibia wat een van die mede-aanbieders van volgende jaar se wêreldbeker gaan wees. Natuurlik hierso by ons nuwe stadion wat ons nou gebou het. Dit is so Namibia en Zimbabwe die twee lande wat aanbied, maar vanweë Namibia se bietjie laer posisie op die wêreldranglys moet ons kwalifiserings gaan speel. Ons kwalifiseer nie outomaties vir daai toernooi nie. So baie belangrik vir die jong manne om daar deur te dring as hulle in daai wêreldbeker wil speel. So in hierdie kwalifiserende toernooi Namibia wat nog 3 wedstryde oor het. Hulle is dan vandag af. Dinsdag speel hulle teen Tanzanië, Woensdag speel hulle teen Uganda, en hulle laaste wedstryd sal dan Saterdag teen Kenia wees. So net een van die 6 spanne wat deurdring na die wêreldbeker toe. Maar as ons nie kwalifiseer nie, sal ons nog steeds aanbied? Ons bied dit nog steeds aan, ja. So ons moet besluit of ons wil saam speel of ons net op die kantlyn wil sit en kyk. Ek wil maar water en koeldrankies dra. Baie dankie dat jy by ons was, Andrew. Is altyd baie insiggewend om met jou te gesels. Ek is self nie baie van 'n sportmeisie nie, maar ek moet sê ek begin nog ons daai kant toe leer in met al ons geselsies. Dankie dat jy by ons was, Andrew. Dit was Netwerk Media Hub se sportverslaggewer Andrew Poelman. Irango Med is a leading distributor, working in partnership with NewMed and WestMed to meet the comprehensive needs of the Namibian healthcare sector. As a partner pursuing sustainable global healthcare, we offer industry-leading medical solutions through our key focus areas, which include pharmaceuticals, orthopedics, ophthalmology, surgical devices and capital equipment, as well as a well-established scientific laboratory division. In healthcare, Irango Med is committed to making a difference. What about you? Daar het ons dit nog 'n episode van Klets Kompas wat tot 'n einde kom. Baie dankie dat julle by ons aangesluit is. Onthou, as jy hierdie naweek gaan kuier in die hoofstad by Spoegwolf se program, die venue het verander van die stadion en is nou by Windhoek Hoërskool. Maar jou kaartjies is steeds op dieselfde plek te koop, www.eticket.my.na. Ons sien julle weer môre hier op Klets Kompas, selfde tyd, selfde plek.